Ons sê goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien vanoggend. Ek wil vra kom ons raak vir 'n oomblik stil en dan bid ons vir die Here se teenwoordigheid vanmôre. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag tot die eer van sy naam. Ons Here God, as ons vanmôre by mekaar is, Here, dan kom ons om stil te word in die teenwoordigheid. Here, ons is vanmôre in hierdie erediens, mense van reg oor die land, jong mense, ou mense, Here, kinders van U wat in U naam hier vergader is. En ons wil dankie sê vir hierdie wonderlike voorreg. Dankie Here, dat ons U naam kan aanroep en kan stil word en kan weet, U is ons herder en U is ons redder. U is ons verlosser, U is ons Here Jesus Christus. En daarom bid ons vanmôre dat U met ons sal wees. Here, ek wil vra dat U ons saam wees sal seën vanoggend. Dat U ons in die teenwoordigheid sal neem en vasdruk, Here, dat ons U liefde sal beleef, maar ook dat U woord vanmôre in ons hart sal brand. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, die Here groet U vanmôre en hy sê vir u genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord vanmôre op die Here. Die Here het ons groet vanmôre. Hy het gesê genade vir ons en vrede vir julle. Die Here hou ons vas vanmôre en kom ons begin met 'n loflied vanoggend. Ons staan lied 219 en daarvan sing ons vers 1 en vers 2. Laat ons sing van ons verlosser. Ons is in die Paastyd, ons vier die Paasgebeure, ons is besig in die aanloop na die grootste historiese wêreldveranderende gebeurtenis in ons geskiedenis. En kom ons loof die Here daarvoor. Lied 219 en ons sing daarvan vers 1 en 2 terwyl ons staan. Ek is seker almal van julle het al gehoor van famous last words. Famous last words is gewoonlik net voor iemand sterf, is hulle laaste woorde gewoonlik iets wat 'n mens in jou hart onthou. Baie keer bære mense hulle laaste woorde en kies hulle dit sorgvuldig om vir mense te sê, dit is wat ek wil hê julle moet onthou. En vanoggend, as ons die wet van die Here lees, dan lees ons van Jesus Christus se famous last words. Baie keer wonder ons, wat sal ons as deel van Jesus se laaste woorde sien? En baie keer kyk ons na die kruiswoorde van Jesus, die 7 woorde wat hy aan die kruis gegee het. Maar vanoggend wil ek
wil ek kyk na een van die belangrikste boodskappe wat op Jesus Christus se hart rus, kort voor sy kruisiging. Dis in Jesus se laaste week voordat hy gekruisig word, in sy laaste 5 dae. Hy het klaar in Jerusalem ingekom, Goeie Vrydag lê voor die deur. En dan kies Jesus 'n tema om met die mense te praat wat vir hom baie naby aan die hart is. Jesus se amper wil ek sê famous last words. En dit is die samevatting van die wet. Jesus kies om met die mense rondom hom te praat oor hoe lyk dit om 'n kind van die Here te wees. En hy vat dit saam in die wet. Hy sê, toe het iemand vir Jesus die vraag gevra, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus het hom geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die grootste gebod. En vanoggend in ons preek gaan ons juist na hierdie gebod kyk. Wat beteken dit as ons sê, ek het die Here God lief met my hele hart, my siel, my krag en verstand? En dan sê Jesus die tweede ding, die tweede gebod wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Broers en susters, ek wil hê ons moet vir 'n oomblik stil word. Ons moet ons vir 'n oomblik self vanmôre indink in die laaste paar dae van Jesus. En dan ook dink aan hierdie woorde van hom, waar hy weet, dit is van sy laaste woorde, wat hy met sy volgelinge praat. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Ek gee nou 'n paar oomblikke van stil gebed. Om ons vry te maak van sonde, het die Seun gesterf, o God. Deur geloof aan hom verbonde, sal ons leef na sy gebod. Terwyl ons so sit, kom ons sing 'n lied vanmôre as skuldbelydenis voor die Here. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie lied 232, net terwyl ons so sit, die tweede vers, as belydenis van hoe ons die genade van God nodig het. Lied 232, die tweede vers, terwyl ons so sit. Ons teksgedeelte vanmôre kom uit die boek Matteus uit, die evangelie van Matteus, hoofstuk 21. En ons gaan saam lees vanaf vers 1, is op bladsy 33 in my Bybel. Die van wat die Bybel sê, kan dit daar oopmaak. En ons teksgedeelte is Matteus hoofstuk 21 vanaf vers 1 en die tema vanoggend is waar is almal? Teksgedeelte Matteus 21 vanaf vers 1 en ons teksgedeelte se tema is waar is almal? Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons wil kom vra dat U vanmôre ons harte sal kom ondersoek. Elkeen van ons wat hier sit, Here, sit as U skepsels, U kinders en as U dienaars hier vanoggend. Elkeen van ons wat hier is vanmôre, Here, sit hier omdat U ons liefhet en omdat ons 'n begeerte het om U woord te hoor. En daarom wil ons kom vra, Here, maak ons harte ontvanklik. Maak dit kalm en rustig hier in ons binneste, Here, dat ons vanmôre U stem en U woord in ons harte kan hoor en kan beleef. Help ons vanmôre, Here, dat U woord in ons sal insny. Here, as ons vanmôre kyk na U intog in Jerusalem in,
En ons kyk na Palm Sondag, dat ons vir ons ook vanmôre sal vra, waar staan ons? Waar is ek vanoggend, Here? Maak hierdie vanmôre vir ons 'n ware, 'n diepe ontdekking en 'n belewenis van U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre, Matteus hoofstuk 1, en ek gaan Matteus hoofstuk 21 en ek gaan lees vanaf vers 1. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan: Die Here het hulle nodig, en hy sal julle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profete vervul sou word. Sê vir Sion: Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die groot deel van die skare het van hulle klere op die pad gegooi en ander het takkies van bome afgebreek en het op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: Prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: Wie is hierdie man? Die skare het geantwoord: Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Ons skriflesing vanmôre sover. Ek wil vanmôre begin met 'n ou storieetjie uit baie ou verlede uit. Dit gaan oor 'n ware verhaal van 'n dorpie wat hulle vertel in Spanje. Nou hulle vertel in Spanje was hierdie dorpie gewees en die dorpie kry toe die goeie nuus, 'n klein dorpie. Hulle hoor toe dat die koning op pad is om hierdie dorpie te besoek. Nou vir hierdie dorpie was dit 'n huge deal gewees. Dit was 'n groot ding gewees dat die koning gesê het hy kom na hierdie dorpie toe, want in 1000 jaar het die koning nog nooit hierdie dorpie besoek nie. En so is daar rep en roer in die dorpie om hierdie dorpie gereed te kry vir die koning wat kom besoek aflê. En so die mense besluit, hulle wil iets spesiaals doen vir die koms van die koning. Maar dit was 'n arm gemeenskap gewees en hulle het nie baie breed gehad nie en hulle het nie baie geld gehad nie. Maar hulle wou iets baie spesiaal doen om die koning se koms en sy kuier in hierdie dorpie te vier. En op die vergadering van die dorpie kom daar toe 'n voorstel dat hulle in die middel van die dorp 'n groot vat moet neersit. Nou, hierdie dorpie was bekend gewees vir sy wyn. En hulle maak toe 'n voorstel om te sê, in die middel van die dorpie moet daar 'n groot vat neergesit word waarin wyn getap kan word. En elkeen sal van hulle beste wyn bring en dan in hierdie vat gooi vir die koning se koms. En so het hulle die vat gereed gemaak, hulle het die dorpie so mooi en skoon gemaak as wat hulle kon, en op die dag van die koning se aankoms, vroeg daardie oggend, het al die mense van die dorpie met 'n beker van hulle beste wyn na die vat toe gekom. En daar was 'n leertjie gewees, en hulle het op die leertjie opgeklim en die dekseltjie bo opgemaak, en elke gesin het 'n beker van hulle beste wyn in hierdie vat gegooi. Want het hulle gedink, as hulle hulle beste wyn bring en hulle gooi dit in die vat en die koning tap daaruit, sal dit die wonderlikste wyn wees wat hy al ooit in sy lewe gedrink het. Want dit is mos die beste van almal. En so het die koning aangekom en die koning was nog eers in die dorpie nie. Toe is die eerste ding wat hulle doen, is hulle vat hom toe na hierdie vat wyn toe wat in die middel staan. En hulle gee vir hom 'n silwer beker en baie opgewonde kyk hulle oor hoe die koning uit hierdie vat uit wyn tap. En toe hy die beker nader bring en hy proe dit, het sy gesig geval. Want niks anders was in daardie beker as skoon water nie. En die koning was baie teleurgestel. Want jy sien, almal het dieselfde gedagte gehad. Almal het gedink en gesê, weet jy, as so baie mense hulle beste wyn bring en ek bring water, gaan niemand dit eers agterkom nie. As almal hulle beste wyn bring en in plaas van my beste wyn wat ek eerder spaar vir my en my gesin, gooi ek 'n bietjie water in, gaan die koning nie eers agterkom ek het water in plaas van wyn gebring nie.
En so was die koning baie teleurgesteld. Was die koning hartseer en verneder. Want niemand was bereid om hulle beste te gee vir die koning nie. Ons is op pad Paasfees toe. Ons is op pad om die kruisiging van ons Here Jesus Christus te vier. En my vraag vanmôre is, wat bring jy na hierdie koning toe in jou lewe? As ons vanmôre 'n groot vat hier moes neersit en ons moes kyk na elkeen van ons se lewens en simbolies het ons lewens in hierdie vat ingestort, wat sou jy gesê het jy vanmôre gebring na hierdie vat toe vir die groot koning wat besig is om in Jerusalem in te kom? Water of wyn? Voel vir my altyd, broers en susters, as ek kyk na hoeveel moeite ons doen met Kersfees en hoe min moeite ons doen met Paasfees, dan raak ek so 'n bietjie hartseer. Want ons vier vanmôre die Sondag toe Jesus in Jerusalem ingestap het. Waar die skare hom begroet het met juig en liedere en 'n klomp goeters, hulle het hulle klere voor hom uitgegooi, palmtakke. Maar toe Jesus op die einde van die dag spreekwoordelik die vaatjie leegmaak, het hy water gedrink in plaas van wyn. En my vraag vanmôre vir elkeen hier is, wat bring jy vir Jesus? Bring jy vir hom water? Of bring jy vir hom wyn? Want vir jou het hy sy lewe gebring. Vir jou en vir my het hy nie water of wyn gebring nie. Vir jou en vir my het hy sy bloed gebring. En daarom wil ek hê moet ons vanmôre kyk na hierdie intog van Jesus in Jerusalem in. En ek wil julle nooi om na so 'n paar van die hoogtepunte vanmôre te kyk in hierdie gedeelte, in hierdie verhaal wat ons vanmôre gelees het. En hier in jou agterkop wil ek die hele tyd hê, moet jy vir jouself vra, wat gee ek vir Jesus? Gee ek vir hom wyn of gee ek vir hom water? Bring ek vir hom my beste of bring ek vir hom my gerieflike? Wat bring jy vir Jesus? En daarom nooi ek jou. Kom ons kyk na 'n paar hoogtepunte en dinge wat uitstaan in Jesus se intog in Jerusalem in. En ek moet dalk so aantekening maak, so kantaantekening. Ek wonder wat sal die effek wees as Jesus vanoggend in Bethlehem ingekom het. Hier's 'n klomp besoekers vanmôre, net soos wat daar in Jerusalem was, maar vir ons as Bethlehemite ook, wat sou die reaksie van ons dorp gewees het as ons gehoor het Jesus is op pad? Kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur. Want jy sien, met hierdie intog konfronteer Jesus die skare mense en hy konfronteer ons vanmôre met 'n baie belangrike vraag. En die vraag waarmee hy die skare konfronteer is: wie dink julle is ek? Wie wil julle hê moet ek vir julle wees? Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Is amper half asof jy hierdie idee kry van Jesus kyk na die skare en hy sê: is ek dan nie wat julle verwag het nie? Want onthou, Jesus se naam beteken letterlik vertaal, God is redding. Toe Maria swanger is, kom die engel na Josef toe en hy sê vir Josef: Josef, jy gaan 'n seentjie hê en jy moet hierdie seentjie Jesus noem. Hierdie naam beteken dit waarvoor hy kom, God is redding. En dan wil Jesus amper vir die skare vra: is dit dan nie vir julle genoeg nie? Is my redding nie vir julle genoeg nie? Wil julle dan nog meer hê? Wat meer wil julle hê? Nou kom ons kyk 'n bietjie na hierdie stukkie. Nou, in die eerste vers lees ons die volgende, is my baie interessant. Ons lees daar, toe hulle naby Jerusalem kom en by Betfage aankom, naby die Olyfberg, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur. Nou almal ken hierdie verhaal, en vandat ons klein is in ons kinderbybels, lees ons hierdie verhaal van Jesus wat in Jerusalem inkom, en ek onthou nog my kinderbybel van die mense wat so met die palmtakke staan, en Jesus so waai, en party gooi dit voor om hulle klere. Ek onthou nog uit my kinderbybel uit hierdie prentjie. Maar het jy al ooit vir jouself gevra, hoekom stuur Jesus 2 disippels vooruit na Betfage toe?
Wat sal die rede wees in hierdie eerste vers dat Jesus besluit om 2 disippels Betfage toe te stuur? Nou, ons weet nie wie die disippels is nie. Nêrens lees ons dit nie. Ons kan sê dit kon dalk Johannes en Petrus gewees het want hulle het 'n pertinente rol gespeel en dit sou mooi gewees het want dit is ook die 2 eerste disippels wat Jesus se opstanding beleef na die vrouens. Maar kort en lank is ons weet nie wie die 2 disippels was nie. Ek vermoed Jesus het die 2 disippels Betfage toe gestuur om vir 'n klein oombliekie bietjie alleen te wees. Ek dink Jesus het die 2 disippels vooruitgestuur want Jesus kon self die donkie gaan haal het, maar hy stuur die 2 disippels vooruit en ek dink Jesus doen dit om vir 'n oomblik 'n bietjie stil te word en dit wat hy voor hom sien, die prentjie en die toneel wat voor hom lê, so bietjie te absorbeer en te oordink in sy kop. Want onthou, Jesus weet, hierdie is die laaste dae, die laaste week, die laaste 5 dae voor hy gekruisig word. En ek dink, voordat hy in Betfage ingaan, en voordat hy deur Betfage in Jerusalem ingaan, wil Jesus vir so 'n oomblik stil word, en net kyk wat hy sien. Nou ek dink daar is 4 dinge wat Jesus sien. As jy bietjie na die geografie kyk, en jy sien waar Betfage lê, aan die ooste kant van Jerusalem, dan besef jy, net voordat Jesus ingestap het, is daar 4 dinge wat Jesus moes raak sien. En die eerste ding is, Matteus noem dit. Die eerste ding wat Jesus moes raak sien, is die Olyfberg. En bo op die Olyfberg, Getsemane. Nou as jy mooi die verhaal onthou, dan sal jy onthou dat die Olyfberg, hierdie area van Betfage, het die olyfboorde ingesluit. En bo op die Olyfberg is die plekkie wat hulle genoem het, Getsemane. Dit is waar Jesus die aand voordat hy gekruisig is, gevange geneem is. Dit is waar die disippels hom verlaat het en weggehardloop het. Nou, Getsemane, as Jesus staan en hy kyk na Betfage, is die eerste ding wat hy sien, die Olyfberg. En dan sien hy Getsemane, waar hy 5 dae later oorgehandig sal word om gekruisig te word. Nou, hier is die interessante ding. Die naam Getsemane beteken olyfpars. Letterlik vertaal beteken Getsemane olyfpars. Want in Getsemane was daar 'n groot pars gewees wat al hierdie olyfboorde se olywe gevat het en gepars het. Nou dit was 'n baie interessante proses. Olywe in Jesus se tyd is 3 keer gepars. Jy het 3 verskillende tipes olies gekry wanneer olywe gepars is. Die eerste keer het hulle 'n klomp olywe in sulke groot mandjies gesit. En dan het hulle 7 mandjies op mekaar gestapel en dan het hulle hierdie mandjies vir 'n rukkie gelos. Nou omdat hierdie mandjies baie swaar was, het hulle gravitasie van die aarde gebruik en dan het hierdie olywe mekaar gedruk. En dan het daar so klein bietjie olie aan die onderkant uitgekom en dit was die eerste olie. Dit was die suiwerste olie van die olywe. En gewoonlik is hierdie olyfolie gebruik in die tempel. En dan as hierdie proses nou klaar was, het hulle hierdie olywe gevat en het hulle in die pars gegooi vir die tweede pars. En dan het hulle nou hierdie olywe gepars en die olie het uitgekom en dit was goeie olie. Dit was olie wat baie keer gebruik is in salf. Dit is olie wat gebruik is in kos maak. En dan nadat hierdie olywe nou gepars is vir die tweede keer, het hulle daai pulp gevat en bymekaar gemaak en in 'n ander pars gegooi. En dan het hulle hierdie pulp verder eintlik fyn gedruk en het die olie uitgeloop en dit was die derde keer wat dit gepars is en dit was 'n veilerige olie. En daai olie is nou weer gebruik vir goed soos kersse en lampe. Nou kan ek my net voorstel oor Jesus wat staan en hy kyk na die Olyfberg en hy sien Getsemane. En al wat hy kan dink is, oor 5 dae word ek soos 'n olyf 3 keer gepars. Jesus besef wat vir hom voorlê toe hy die Olyfberg sien en hy sien Getsemane en hy dink by homself 3 keer gaan ek gepars word. Die eerste keer wanneer ek die aardse lyding moet deurgaan op pad na Golgotha toe. Die tweede keer wanneer hulle elke druppel bloed uit my uitpars aan die kruis en die derde keer wanneer ek ter helle moet neerdal vir die sonde van die wêreld. En ek dink dit is hoekom Jesus in die eerste plek die disippels vooruitstuur. En die eerste ding wat hy sien is die Olyfberg. En Getsemane wat daarbo sit. Die tweede ding wat hy sien is die ooshek van Jerusalem waardeur hy moet gaan.
ook bekend as die skaappoort. Nou die skaappoort was baie belangrik geweest. Hierdie ooshek was belangrik oor 2 redes. In die eerste ene, dit was die profesie geweest waardeur die Messias sou inkom. En Jesus weet, hy is die Messias, hy moet daar deurgaan. Maar die ooshek, die skaappoort, het 'n tweede belangrike funksie gehad. Dit was naby die tempel. En dit is waar die lammetjies ingekom het en waar hulle die lammetjies ingebring het wat op die tempel, op die altaar geoffer moes word. En dan gewoonlik wanneer hulle hierdie lammetjies inbring, is hulle eers tempel toe gevat en dan het die priester hulle ondersoek en gesê, die lammetjie is sonder gebrek, hy kan geoffer word. En nou staan Jesus en hy kyk na die ooshek, na die skaappoort. En hy dink by homself, oor 5 dae van nou af, gaan ek onskuldig geoffer word vir mense wat dit nie verdien nie. Kan nie dink hoe Jesus moes gevoel het, toe hy na die ooshek kyk en besef, hy is die Messias, maar besef, hy is die lam, wat geoffer moet word, die onskuldige lam, terwille van jou en my. Net interessant, Jesus, toe hy deur die oospoort gaan hy ook tempel toe. Jy kan dit gaan lees, is die volgende gedeelte wat gebeur. Maar in plaas daarvan dat die priester Jesus ondersoek Jesus die reinheid van die kerk. En dan reinig hy die tempel. Maar die tweede ding wat Jesus sien, is die ooshek, waar hy as lam tot slagting gelei moet word. Die derde ding wat hy sien is Betfage. Is hierdie dorpie, en dit lyk soos 'n klein, nuttelose dorpie, maar interessant, die naam Betfage beteken groen vye. Dit beteken vye wat nog nie ryp is nie. Nou dit het 'n belangrike betekenis, want jy sien die vyeboom in die Ou Testament verwys na die volk Israel. En nou kom Jesus en hy kyk na Betfage en hy sien, Israel, ek is op pad na julle toe, maar julle is soos vye wat groen is, julle is soos vye wat nog nie ryp is nie, ek is op pad, julle is veronderstel om my te verwag, maar julle geloof is nog nie ryp nie. En jy weet, ek kan nie anders as om te wonder of toe Jesus na Betfage gekyk het, hy ook vanmôre na Bethlehem kyk nie. Want hoeveel van ons wat hier sit, is groen vye wat nie gereed is vir die wederkoms van Christus nie. En ek wonder of hy daai dag 2000 jaar terug nie ook dalk gedink het, sal Bethlehem reg wees as ek vandag moet kom nie. En dan die vierde ding wat hy sien is Jerusalem. In die Lukas Evangelie lees ons toe Jesus sy oë lê op Jerusalem het hy begin huil. Want Jerusalem word vir hom die plek van oordeel. Dit word vir hom die plek waaraan hy dink, Jerusalem, jy gaan vernietig word. Openbaring 3, ek staan by die deur en klop Jerusalem, maar dit is amper asof jy nie vir my wil oopmaak nie. Openbaring 20 van die boeke wat gelees sal word met die wederkoms. En dan raak Jesus beangs. Hy huil van hartseer omdat hy 'n menigte mense sien wat se saak met sy God nie reg is nie. En dit breek Jesus se hart. Karen, ek wil vra dat jy vir my die skyfie sal regkry. Jesus sien 'n vyfde ding. 'n Donkie. Het jy al ooit gesien hoe lyk die rug van 'n donkie? Daar's 'n kruis op die rug van 'n donkie. Want jy sien terwyl Jesus net buite Betfage staan en hy kyk na die Olyfberg en hy sien Getsemane en hy kyk na die ooshek en hy sien dit is die hek waardeur hy moet gaan as lam en hy sien Betfage, die volk wat nie gereed is nie en hy sien Jerusalem, die oordeel wat kom, dan kom die donkie daaraan met die kruis op sy rug. En dan weet Jesus, dit is waar ek die prys moet betaal. Sien, die donkie was nie net 'n nuttelose dier nie. Die donkie was nie net 'n ryding nie. Die donkie was 'n vervulling van die profesie van Sagaria 9 vers 9 wat sê ons koning kom op 'n donkie ingery. Want die donkie met die kruis op sy rug dra die een wat gekruisig moet word. En dis die getuienis van die donkie. Dis waarom Jesus die donkie kies, want jy sien, 'n donkie, wanneer 'n koning op 'n donkie in 'n stad ingekom het, was dit 'n teken hy bring vrede. Wanneer 'n koning met 'n perd ingekom het, wys dit hy bring oorlog en mag.
En wat interessant is, rondom dieselfde tyd wat Jesus by die Ooshek by Jerusalem inkom met 'n donkie, kom Pontius Pilatus aan die ander kant van Jerusalem in met 'n perd van die garnisoen af en met 'n skare soldate om Jesus se boodskap te onderdruk. Dis die 5de ding wat Jesus sien. Die kruis. En Jesus klim op daai donkie. Ek wonder hoeveel van ons sou net daar omgedraai het. Want jy sien, dit bring ons by die tweede punt vanoggend. Die skare. Nou, ek weet nie wie van julle onthou in 2023 toe die Springbokke die Wêreldbeker wen nie. En hulle terugkom in Suid-Afrika het hulle in die Kaap so rooi bus toer gehad. Ek weet nie wie van julle onthou daardie beelde wat uitgesaai is, hoe die mense die strate van Kaapstad vol gestaan het nie. Dit was vlae gewees, Suid-Afrikaanse vlae. Almal het Springbokklere aangehad daai dag. Die Wêreldbeker het deur Kaapstad se strate getoer. Die mense het gesing en die mense het gedans. En Siya Kolisi en sy span was daar op die rooi bus gewees en ons almal het gejuig oor Rassie se sukses. En ek onthou daai beelde soos gister in my kop. En ek dink dit is hoe dit moes gelyk het toe Jesus daai dag in Jerusalem inkom. Ek dink almal het in die strate kom staan. Hulle het hulle klere voor hom uitgegooi. Hulle het takke afgebreek en het voor die donkie neergesit. En almal het gejuig en gesing. Want jy sien, die Jode het swaar gekry. Die Jode het swaar gekry onder die Romeine. En toe Jesus op daardie dag inkom, nou u moet onthou, dit was die Paastyd gewees in die volk van Israel. Die Jode het ook die Paasfees gevier. Dit was die uittog uit Egipte uit, waar Moses eintlik half Egipte in die krag van die Here verslaan het. En nou sien die volk, hierdie Israeliete, hierdie mense in Jerusalem, Jesus is die tweede Moses. Jesus gaan kom en hy gaan hierdie Romeine, hy gaan hulle 'n pak slaag gee. Hy gaan hulle wys. Die tyd is reg, die Messias kom, hy kom by die Ooshek in en hy kom op 'n donkie, al die profesie is reg, ons Messias kom, en dan gooi hulle die klere voor hom, en ek wonder baie keer of ons nie dieselfde doen nie. Ek wonder baie keer of ons nie Jesus dien, amper soos hierdie skare hom dien nie. Want jy sien, al wat hierdie skare dink is Jesus gaan kom om al hulle probleme weg te vat. Jesus gaan kom en hy gaan hulle vyande verwoes. Jesus gaan kom en hy gaan al hulle geldelike probleme uitsorteer. Jesus gaan kom en hy gaan hulle huwelike en hulle verhouding so mooi afsmooth. Jesus gaan kom en alles wat ons doen vir hom net vra, net gee. En daarom gooi hulle die klere voor Jesus, want Jesus word vir hulle die een wat hulle van die Romeinse onderdrukking gaan verlos. En ek dink Jesus se hart breek. Want ek dink dit is baie keer wat ons van Jesus verwag, en dis al wat ons van Jesus verwag. Ons wil Jesus hê, Jesus moet wees soos Aladdin se genie in die lampie. Aladdin vat die lampie en dan vryf hy hom en dan kom die genie hier uit en dan sê die genie vir Aladdin, jy het 3 wense, enigiets wat jy wil wens. En dis hoe ons baie keer oor Jesus dink. Dis hoe die skare Palm Sondag oor Jesus dink. Hulle kom in en hulle juig hom toe. Hulle steek hulle hande in die lug wanneer hulle sing. Hulle dans en juig van vreugde. Maar broers en susters, hulle verstaan nie wie Jesus is nie. My vraag is, wat is jy van Jesus vanoggend? Is jy 'n fan of is jy 'n follower? Weet ek kyk na al hierdie rugby spanne wat hier sit vanoggend. En die lekkerste ding altyd vir 'n rugby speler, en ek onthou uit my prille jeug uit, toe ek rugby, die lekkerste ding is as jy by jou skool speel en die hele skool staan so in 'n gangetjie en jy kom so uitgehardloop en dis almal wat jou naam skree en hulle cheer jou en die meisie waarvan jy hou staan nie iewers en jy vang haar so in die verby hardloop en dan is op jy veld en jy's vol adrenalien en as hy eerste afskop kom dan hoor jy die skare gaan mal want hulle is jou fan. Hulle cheer jou, dit tel jou energie op. En ek dink dis hoe baie van ons Christene leef. Ons is fans van Jesus. Maar dis jy wat op die veld is, wat die tackle moet doen. Dis jy wat op die veld is, wat die moeilike bal moet vat. Dis jy wat die tackle moet ontvang. Jy's die speler. Maar jy sien, ons as Christene leef as fans van Jesus, nie volgelinge nie.
Ons is baie gemaklik om op die paviljoen te sit en Jesus aan te moedig en lofliedere tot eer van sy naam te sing en sy hande te klap wanneer hy goed is vir ons. Maar het ons skin in the game? Is ons volgelinge van Jesus? Want jy sien, my tweede vraag is, wat word van die skare 5 dae later wat skree, prys die seun van Dawid? Waar is hulle 5 dae later? Waar is die fans heen? Jy sien, wanneer 'n rugbywedstryd verby is, wanneer 'n byeenkoms verby is, wanneer 'n konsert verby is, gaan almal uit en die fans gaan almal huis toe en jy bly agter. En my vraag is, waar is die skare? Waar is die mense wat uitroep, prys die Here, die seun van Dawid? 5 dae later is dit dieselfde mense wat skree, kruisig hom. Waar is die mense wat geroep het, loof hom, wat in die naam van die Here kom? 5 dae later skree hulle, kruisig hom. Waar is die skare wat gesê het, prys hom in die hoogste hemele? 5 dae later skree hierdie selfde mense, kruisig hom. My vraag is, waar is jy? Wat het van hierdie skare mense geword? En dit breek Jesus se hart. Die skare wat hulle klere voor hom oopgooi, wat die palmtakke waai, en hierdie lofliedere sing, waar is hulle toe Jesus sy kruis dra? Waar is hulle toe Jesus aan die kruis vasgespijker staan? Waar is jy wanneer Jesus jou nodig het? Wanneer jou pelle besig is om sleg te praat oor iemand anders? Waar is jy wanneer Jesus jou nodig het, wanneer dinge skeefloop? Waar is jy wanneer Jesus jou nodig het, wanneer die braai warm raak en die manne te veel gekuier het en die vuil grappe begin kom, of jy jou vriend of vriendin met die verkeerde dinge besig sien? Waar is jy dan? Sien, dan raak ons soos die skare, net fans. En hiermee sluit ek af. Waarom het die toejuiging opgehou na Palmsondag? Waarom het die toejuiging gestaak en die stemme van lofprysing opgehou? En ek dink daar's 3 redes. Die eerste een is, hulle het nie Jesus se doel verstaan nie. Hulle het nie Jesus se doel verstaan nie. Hulle het verwag dat Jesus hulle moet verlos van hulle vyande. Hulle het 'n koning verwag wat hulle omstandighede gaan verander het. Dit was nooit Jesus se doel nie. Jesus se doel was om die verlosser van mense te wees. Die seun van God wat kom om met sy bloed jou die ewige lewe te bring en jou te verlos. Nie net om 'n genie in 'n lampie te wees wanneer ons hom nodig het nie. Die tweede rede waarom ek dink dit het stil geword, is hulle was nie bereid om Jesus se voorwaardes te aanvaar nie. Jesus sê, neem jou kruis op en volg my. Jesus sê, stap in my spore. Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand. En die Here sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar dis nie voorwaardes waarvan ons hou nie. En ek dink dis waarom die skare stil word. Want Jesus sê nie vir ons wat ons wil hoor nie. En die derde rede, is ek dink nie, hulle het besef hoe naby die oordeel is nie. Toe Jesus na Jerusalem kyk, en hy kyk na Betfage, toe sien hy hierdie volk, wat se geloof soos groen vye is. En niemand van ons wil tereggewys word nie. Niemand van ons wil gewaarsku word nie. En ek dink daarom raak dit stil. Want dit is makliker om nie te dink aan die oordeel en die wederkoms, as wat dit is om te dink aan die pret en die genot van hierdie lewe nie. Ek wil afsluit vanmôre. Waar is almal dan?
En ek wil vir jou die vraag vra, waar is jy? Waar is jy in hierdie verhaal van Christus? Is jy deel van die skare wat sing Hosea prys die Here wanneer dit maklik is en almal dit doen? Of is jy deel van die handjievol wat hulle kruis agter Jesus aandra om werklik te kniel voor sy kruis? Waar is jy? Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie dat U ons tot stilstand bring vanmôre. U het Jerusalem ingestap, Here, en U wil vanmôre in ons harte instap. En ek wil vra, Here, soos U in Jerusalem ingestap het, wil ons vanmôre ons hande opsteek en sê, waarlik, hierdie is die Seun van God. U is die Redder, U is die Messias. Maar Here, ons wil ook vra dat ons harte sal oop bly, dat ons nie soos die skare net sal juig vandag nie en dan verdwyn nie. Maar Here, dat ons kruis sal dra, daar waar U vir ons vra, ons sal moet dra. Here, klop vanmôre aan ons harte, dat ons sal oopmaak. In Jesus se naam. Amen. So kom ons staan nou, vers 1 en vers 2 flat out. Kyk. Broers en susters, kom ons staan net so. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Ons bly net so staan, dan sing ons daarna die Amen lied. Ons Here God, ons dankie vanmôre met vreugde en bid dat die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons sal wees en met ons sal bly. Amen.